Goeiedag, Psalm 55 vers 23. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Hoe dikwels verkeer ons, God se kinders, in groot besorgdheid. Ons laste druk swaar en ons kommer is groot. Die Here versoek ons met dringendheid, maar tog met groot vriendelikheid, om ons sorg op hom te werp, en hy beloof om ons te onderhou. 'n Skuldige gewete en 'n gevoel van sondeskuld is dikwels die oorsaak van groot smarte en 'n swaar las wat ons neerdruk. Die Here wil dit egter wegneem deur die bloed van sy seun en die vertroostinge van die Heilige Gees. Dit is moontlik dat huislike sorge ons gees beswaar en probleme by die werk of in verhoudings ons gees bekommerd maak. Maar hoor wat sê God: werp jou sorg op die Here en hy sal vir jou sorg. Miskien het die verlies van 'n geliefde, teleurstellings, vyande, versoekings of 'n inwendige stryd ons oorval en ons met kommer gevul. Die Here het beloof dat hy dit alles aan ons sal heilig, ons sal onderhou en ons uiteindelik van alle sorg sal verlos. God het sy ondersteunende genade beloof. Ons moet alles van hom verwag en in hom alleen roem. Gelowige, hy sal jou onderhou deur vrede te bring in jou verontruste gemoed. Hy sal jou in staat stel om al jou moeilikhede in sy hand oor te gee en jou versterk, sodat Christus deur die geloof in jou hart kan woon. Dank God, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die Messias sê vir ons in Matteus 6 vers 25 tot 26, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skuur nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Dan vermaan hy ons om ons nie te kwel nie, wanneer hy sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek hou van hoe die Boodskap Bybel in vers 33 dit stel, wanneer hy sê, stel God se koninkryk eerste, doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee, en los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers genoeg. Leef vandag voluit vir God. Wat die Messias eintlik vir ons hier sê in laymansterme is om op te worry. Plaas jou lewe in sy hande en lewe na sy wil, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Dankie Vader dat U so groot en genadige God is, dat ons nie nodig het om ons te bekommer nie, maar al ons probleme in U bekwame hande kan los om op te los. Die vyand weet en sy aanvalle word al hoe veller. Help ons om nie kleingelowig te wees nie, maar gee ons krag en die wysheid om hom teen te staan. Gee ons krag om elke dag met moed aan te durf en ons oë gefokus te hou op U. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.